Hierdie week kuier ek in Bloemfontein en daar is sneeu en allerhande surprises wat dinge kan laat skeefloop. Hallo julle en welkom by nog 'n episode van Afak. Ek is in die stad van Rose, aka Bloemfontein. Nou ek het gehoor is nou romance hierso, but that is not the case. Dit was sommer met die intrapslag duidelik dat Zamri baie senuweeagtig was. En die vraag was, sou ons vandag die eerste bruid kry wat dalk nie met die opname wou voortgaan nie. Hoe gaan dit? Hoe voel dit? Hoe voel jy? Opgewonde. As dit vertroue en Oor die troue, yes, ja. Hoe het jy Nico ontmoet, man? Het is nogal snaaks. Nee, ek wil nie snaaks nie hoor, ek wil dit hoor, ek is baie excited. Dit is ook 'n Afrikaanse dating app, Skoor. Okay. Nee, so jy sit jou profiel, waarvan hou jy, wat soek jy, wat is jou interesse in daai goed? Ek het afhanklik het my bio gesê ek soek net geselskap of vriendskap. En sy het gesê hy soek vriendskap, so ja, ons het 'n bietjie meer uitgekry as wat ons eintlik voorgevra het. Yes, ja. Wat is die ding wat baie special was van Nico vir jou? Hy laat my eintlik baie aan my pa dink. Okay. Ja, my pa het ook baie sagte manier wat hy my ma hanteer ook, yes, ja. Hoe het gekom dat hulle besluit het dat julle nou eintlik gaan trou? Nee, dit was so vinnig. Ons was ook dink ons was vir 3 weke saam. Okay. Maar dit het maar 'n bietjie convincing gevat aan die begin, want Met jou? nee, met hom. Nou met hom. Groot ding vir my is wat ek ook in my bio ook gesê het, ek soek eintlik iemand wat vertrou en respek. Dis 2 eienskappe wat ek nooit in my vorige huwelik gehad het en wat ek nooit geleer ken het nie. So Nico het nou vir my 'n hele ander wêreld gewys wat eintlik 'n verhouding en vriendskap eintlik is. Jy het kinders nie? Ja, ek het 3. Wat het jy? Ek het 'n seun, hy is 18, hy is uit vorige verhouding uit, dis nie vir my ex nie. En dan is dit my ex. En ek het 2 weiskinders by hom, 13 en 11. Hoe is hulle betrokke in die wedding en? Dit is ons so 'n bietjie afstammelik van die hele storie, want ek was getroud met die pa en toe se ek geskei van hom en toe vat ek hom terug. En toe nou met die wat nou verkeerd geloop het die laaste ruk, toe het ek net besluit dis nou genoeg is genoeg. Is hulle in die wedding en? Nee, hulle het onttrek. Hoe laat dit vir jou voel dat hulle nie? Hartseer, maar ek is nie kwaad vir hulle nie. Ek respekteer hulle want hulle is deur baie. Ek het so af en toe kontak met hulle, die jongste enetjie het gisterand vir my net uit die blou uit gesê sy love you. So ek dink daar is nog so 'n bietjie hoop, maar ek kontak hulle gereeld en ek stuur WhatsApp en dan as dit hulle terug respond hulle terug. My deure is altyd oop. Dit was seker baie maklik om judgmental te raak oor hoekom haar kinders by die troue gaan wees nie, maar dit was nie my plek nie. Hier was 'n vrou voor my wat duidelik baie pyn gehad het en ek wou probeer om die tydjie voor die troue haar soetkies 'n bietjie ligter te maak. En jou seun, wat is sy rol in die wedding? Hy is die best man en dan gee hy my ook af. Quentin was al eintlik al vandat hy 9 is, het my ex moeilikheid begin. So hy was al van daar af al my rots. So My eerste huwelik was aan die begin alright. Maar hulle sê ons ware klere kom eers na 'n ruk uit. Kom ons praat wedding. Okay. Kom ons praat wedding. Vertel vir my nou net van die wedding. ek het besluit op pers. Is dit wat jy besig is Ja, om te doen met ek die het pers? binnenkant Ek is baie kreatief, Ag, ek kan wys my net vir my so. Of kan Aan die eerste laagie gaan maar nou nie baie nice wees nie, want hy is so besig om hy moet nou droog word. Ons het lekker gesels oor die wedding en sy het vir my gesê dat sy graag 'n groot ryker en baie blomme wou gehad het, maar die geld laat dit nie altyd toe nie. Ek het besluit dat ek hier sou moes help en kyk of ek dalk iets in Bloemfontein kan organise. Dis 'n buitetroue, nee. Okay. Ons het dit nou nie so lekker in ag geneem met die weer wat nou so opgekom het nie. Hulle sê dit het op Lesotho se berge gesneeu, so ons kry nou die koue wat nou ons nou tref. So ek het nou vir die predikant mooi gevra, die speech kort hou dat ons almal binne kan wees as dit warm is. Ons moet nog die bubbeltjies vul waarmee hulle ons gaan blaas as die seremonie verby is. Okay. En wat is daar nog wat nog gedoen moet word? Ons moet nog die DJ gaan sing. Ek en hy like beide 80s
90s liedjies, yes, ja. Okay. So die laaste ding wat ons nou nog moet doen is dit om weer die MC finale keer te sing en die loop te loop. En MC is 'n vriend van julle? Hy's 'n vriend/prokureur so. Okay. 2 vols met 1 steen. Yes. Ek dink jy moet maar verder verf so want ek kan sommer voel jou OCD is besig om in te kyk so van my wat nou aan ons aanvang. Maar in elk geval ek sien jou later by die aanpassing net sien jou skat. Ek het in die pad geval om die groom Nikke te ontmoet. Was dit hier waar dinge van die rails af sou gaan of sou ek en die Air Force man op dieselfde trein klim? Nico. Hallo. Aangaan ek net Nico. Ek gaan nie op die trein klim nie, sê dan ons gaan hier kom sit. Nico, ek het nou vroeër jou bruid ontmoet, maar vertel jy vir my 'n bietjie oor haar man. Ons het mekaar op 'n ongewone manier ook eintlik ontmoet. Okay. Ons het mekaar op die dating app. Is dit iets wat jy altyd op is op 'n dating app of? Nee, glad nie als behalwe. Ek is mos baie swak met tegnologie, want ek het gedink sy het vir my toe stem ek toe antwoord ek aan en sy ja, sê net hi. Ja, dan daarvan af toe begin dit. Toe gaan ons maar. Na 40 is jou datingpool is nie baie groot nie. Dit is ja nee, jou opsies is ook nie baie so jy het nie baie verskeidenheid nie. Hoe lank het hy gesels aangehou wil ek weet? 2 dae. dit is gaan koffie drink. En daarvan af het dit net is net maar nie opgehou nie. So vandag doen ons jou trounaal. Yes, kom ons gaan. Jy het vir my foto gestuur. Yes, ja. Wil dit seker maak, ons het alles. Yes. Wil jy die diamante by want dis was diamante in jou. Ja, ek soek die glitter. Yes, ja, okay, so glitter. ons gaan Yes, 'n ja. glitter ombrei daar doen. Ja. En dan die kroon. Ek het hier so 'n paar wat jy van kan kies. Daai ene. Die nie. Daai ene, Dit yes, is ons ja. gat warm. Ek het OCD, so ek hou daarvan dat goed bedanerig is sodat ek my eentjies moet al van 'n ry wees. Net hierna vertel Nikke vir ons wat gebeur toe sy seentjie die eerste keer vir Zalmarie ontmoet. Hy was dadelik opgewonde oor haar. Welkom terug. Ons was in Koue Bloemfontein en die kapper het beide geken van los. En ek het besluit dat ek alles in my vermoë sou doen om hulle troue 'n sukses te maak. Wat is die myn ding vir jou wat uitstaan van haar? Haar persoonlikheid. Haar persoonlikheid. Sy het so 'n glimlag aan haar wat mens kan net nie miskry. Ek jou rok. Is hy satijn of lys of Dis Duidelik off-white en dan my skouertjies is oop, so ek dink ek gaan so 'n bietjie koud kry, maar nou ja, op die dasis is Rose van die Titanic. Titanic ja. So af. Ons sal nou nie af die juweel in die water gooi nie. Ek het hom 2. Ja, eintlik is snaaks, is die ring wat hy gekoop het. My verloof geraak het, is eintlik een wat ek wou gehad het en toe kom ons op een wat ek wil hê, toe koop ek sommer al 2. Hoe het jy propose? Waar het jy uit te gaan na 'n restaurant toe of dan? Nee, net so. Miskien mis dit nie was dit nog by botaniese tuine gewees. Okay. Ek hoor julle doen gereeld date nights. Ons probeer net 'n bietjie net ons twee 'n bietjie iets doen alleen. Dat So jy maak dit 'n priority om 'n date night te doen. ja, met een haar. keer 'n maand. Jy weet jy baie mense leer jy nou dat jy keer- kan om date nights te doen met julle vrouens. Nou, wat 'n prentjie wil jy met 'n kopverf? Skoenlappertjie. Ons kan lapertjie. Dit is 'n simbool van wat? Metamorphosis. Hulle sê skoenlappers bring geluk, so. Jy blom nou in 'n nuwe mens. Yes. Jy spreid jou vlerke. Maar ek is geskei, maar eintlik geskaar. Wat is die kans dat die volgende ou dieselfde gaan wees? Jy het ook 'n 11-jarige seentjie, né? Ja. Yes, Nico Junior. Ek gaan ons so Ja. sê Nico Junior. Ja. Vertel vir my hoe Nico voel oor Zalmarie. Ek het hom voorgestel en hy was dadelik opgewonde oor haar. Hy hou nogal baie van haar. Sy sound was soos 'n girl wat wil weet wat sy wil hê en hoe sy dit wil hê. Ja, dit is En ons is klaar. John het 'n uitstekende job gedoen. Dit lyk stunning. So ek is eintlik baie impressed met my nails. Maar ek sal vir jou later sien wanneer ons mos oor die botteltjies gaan volmaak met nie bubbles, right? ja. Ek was eers op pad om die bruid se rok te sien en gewoonlik is die rok nie eers aangetrek nie, maar die keer was die bruid sommer klaar in haar hele outfit. Dis 'n favorite part van Ja, ons like show is wanneer ek die rok gesien. Sy lyk pragtig, meisie.
Ja, ek het ook online gekry. Soos jy sien, Okay. dat dit online is. Nico was online gekry, die rok is online gekry. Wat is daar nog wat gaan online gekry word? Weet ek sê jy dit weet. Kom ons kyk of ons dit in Dries kan doen. Vertel vir my nou 'n bietjie van die rok. Hy is my plein en ek voel dat my dalk my tweede troue is, het in ons ouderdoms gepas ook, is meer my styl. Ek is eintlik 'n plein jantjie. Sy het my ook off-camera vertel dat daar baie details was wat moet bygevoeg word want die rok was nie klaar nie. Ons is nou nog besig om te kyk na die bandjies. Sy het nou gesê tussen daai ene en hierdie een. Okay. Dit lyk nogal vir my of albei nogal mooi lyk hoor. Dink jy so? Maar ek dink sy moet maar 'n decision maak oor Ja, dit. jy moet maar besluit. Intussen het Nico saam met Nico Junior gaan speel. Hy het ons meer vertel oor sy vrou wat 'n jaar en 'n half terug skielik oorlede is. Dit was iets wat nie hy of sy seentjie in hulle wildest dream expected nie. Rita, jy weet nou, Tannie gaan mamma word nou, né? Ja, Dis is jy nog gemaklik met alles, my kind. ja. Hy is nog steeds my nommer 1 en dit is en ons sal niks verander nie en ek is ons nog steeds baie lief vir hom. Intussen het ons nog steeds aangegaan met die trourokfitting en Zelmer het vir my al hoe meer soos Maid Marian en Robin Hood gelyk met die purple aan. En die is musikalis van die bridesmaids en so Hulle aan. het 'n ligte pers. So ek weet nie wat een van die twee gaan mooier pas nie. Jy sal moet besluit Ek dink waar. daai enetjie. Hy klink bietjie meer vir my. It's more glitz and, you know. Nie laat my wees soos 'n blomme meisie lyk. Ek lyk so dit. Ja. En niks nou verander nie. Ons twee gaan nog gereeld goed saam doen en ons gaan iewers heen gaan en hoor jy? Okay. En ag wat en dis nuwe boeties en nuwe sissies en nuwe uitdagings in die lewe, né? Okay. Was hy? Ja, wat was baie lief vir jou, hoor jy? Okay. Die moment tussen hulle twee langs die veld was vir my baie precious. Dit was net liefde tussen 'n pa en seun. 'n Nuwe hoofstuk met 'n nuwe gesin. Nie sodat ek my gesin vervang nie, maar Nico kort nog 'n ma. So ek self opgewonde om nog 'n seun te hê. Toe so uit 'n magic show het die blomme meisies ook net appear. Die footing was amper bietjie vreemd. Hoe excited is julle vir Tannie Zelmer se weddingdag? Ek's baie opgewonde Tannie, dis my tweede keer. En ek sien julle het pragtige armbandjies op. Vertel vir my bietjie van die armbandjies. So Tannie Zelmer het dit vir ons gemaak. Ja, ons moet net om 'n dankie sê wat hulle deel is vir my dag. En half tot ons redding toe gekom het want hulle vat my meisie se plekkies in hier. Ja, so hulle maak my hart so bietjie voller waar hy leeg was. Yes. Ek het die auntie en almal gegroet en Zamre het my ook vertel dat ek en sy konfetti moes uitsort. Maar alles het ewe skielik verander toe sy later haar dogters probeer bel. Ons is nog steeds nie seker of hulle die troue sou bywoon nie. Maar voor ons by dit kom, moes ek eers Nico se ma en pa ontmoet. En ons het ook uitgevind dat daar sneeu voorspel is vir die dag van die troue. Soos ek nou verstaan, is dit Nico se tweede troue. En hoe voel julle dat hy nou weer die tweede kans kry vir liefde? Hy's nog nie so oud nie. En as niks meer verkeerd dat hy dan nog 'n tweede keer te weer trou en weer 'n keer dinge sien. Nou hou jy van jou koffie? Ek hou van my koffie so een suikertjie en so die melkpoeier sal ook lekker wees. Nico se ouers was lieflike mense, maar ek moet admit ek was baie nervus. Die oom het maar 'n bietjie kwaai gekyk en met tye was daar stilte na vraag. Maar soos jy hoor, die crickets type stilte. Intussen het die koppel gaan draai by die attorney, wat ook die MC sou wees om te kyk of al die papierwerk reg is. Maar die man was net vol stories. Ek sien uit na die braai om die familie te ontmoet en dan 'n bietjie die grappies te toets wat gaan kom. Want natuurlik soos ons weet, nie elke grappie val op elke persoon se oorsaak nie. Ja, daar's een of twee wat ook bietjie terug gaan wees, maar ons sal hulle uitsort. As te ware is ek nog steeds baie gelukkig dat jy weet julle die eerste egskeidings afgehandel het en nou kan aangaan. Is jammer dit was nie vir my saak nie. Ek hoop hierdie een is vir my saak nie. Jy weet, ons bly julle wat huweliksvoorwaarde kontrak is nou geregistreer. Hy is in plek daarom. En jy het 'n koppie en ons ek het 'n koppie, julle het 'n koppie, die hof het 'n koppie. Almal wat koppies moet hê, het koppies. Maar op die einde van die dag ons wil hom nie gebruik nie. Ons moet hierdie huwelik maak werk, né? Weet momentaan nie hoe hulle toe ontmoet het. Ek weet hulle het oor die foon op WhatsApp het Nico vir my gesê nou ek gaan nog hoes kan hulle het op 'n dating app. Het hulle op 'n dating app?
Nou, dis mos iets wat mos nog nie destyds gebeur het nie. En hoe voel julle oor dit, dat hulle op 'n dating app eintlik ontmoet het? Dis uit alles moet verander. Ja. Alles daar is 'n heel nuwe lewe. Dit maak en my laat ek nou dink is sleg of iets nie. Of iets verkeerd daarmee. Julle het mos nou so lank gevat om julle vorige huwelike te registreer by Binnelandse Sake. Maar ek het nou die dag toe ek ook 'n kappel. Toe kom hulle in en soos wat ons land en ons staat mos nou so perfek werk. Dis hulle soos okay, ons is nou geskei, ons gaan nou die nuwe een registreer. Dis hulle soos ons het nog eers jou ou een geregistreer nie. So ek soos maar wat van ons registreer net nie die eerste ene nie en dan doen ons net hierdie een as julle eerste huwelik en dan lyk dit goed op statistiek ook, jy weet. Maar natuurlik ongelukkig het werk nog glad nie so. Nee, jy moet ongelukkig eers. En dan moet mense dit gaan verduidelik. Gerrit, hy ken die wet en hy kan 'n baie interessante storie vertel. Ek het van Nico se ouers gevra oor die wedding en dit was duidelik. As jy jou bed maak, moet jy in hom slaap. Ek dink toe hulle mekaar nou ontmoet het hulle ook nog maar besef, okay, hierdie is nou my ander helfte. Ja, en wat sê Tannie? Ja, jy het gedink hulle beweeg nou te vinnig en toe ons hoor toe sê hulle nee, maar hulle gaan nou in die huwelik toe. Is hulle excited vir die wedding dag? Hulle het hulle keuse gemaak en hulle ding is so dit is nou die pad vorentoe vir hulle. Maar ons weet dit gaan 'n mooi dag wees. Ja, dit sal ook glo so. Ja, glo en vertrou. So baie dankie. Ek sien vir julle op die troudag. Ek het awkwardly gegroet en op pad Bubbles toe het ek gehoor Zelmarie was laat, want die attorney wou nog steeds praat en stories maak. En ek het begin wonder of dit ons eerste wedding sou wees waar die MC die show oorneem. Ek weet die serie was 'n bietjie geratel soos dit gebewe en dit het daai bietjie ekstra las vir my afgevat om te help met die volmaak van die bubbles. Julle twee was mos al 'n lang dag, nee? Dit was ja. En Nico, ek en jy is mos nou hier maar nou om vir haar te luister oor die bubble storie. Want sy doen mos alles vir die wedding. So Zelmarie wys my vir ons wat ons moet doen, jong. Ek het nou my olie gelees toe ek dit bestel het, so dit is leeg containertjies. So moet jy in wat hê? Dis gedink om nou nie heeltemal vol te maak nie. Jy gaan net 'n wedding planners na die net. Ja, ek het dit my as ek weer terugkom in my tweede lewe. Ja, kom. Net hierna bars die bruid in trane en ek huil saam met haar oor haar los. Dit was nog 'n dag nader aan die troue en alhoewel dit gevoel het of alles oukei was, het ek begin worry oor baie dinge wat ons nog nie oor gepraat het nie. Wat gaan aan met die koek? Waar is die blomme? Die bubbles was volgens my die kleinste ding, maar ek het maar geluister. Ek is wat sou ons sê is 'n hands-on bride, nee. Ek het die casebook gemaak, ek het die bubbles gevul. Wees trots op jouself dat jy dit luister spog ek het dit gemaak. Wag, ek wil gou toets, ek wil toets soos die besigheid kan doen. Dis kyk. Okay. Kyk vir bubbles, kyk vir bubbles. Kyk hoe kyk sy. Dis wat die hel maak julle nou. Hey bubbles, as ek kan na bubbles. Bubbles. Hello bubbles. Okay, let's try that one more time, Bubbles. Oh, die kat se naam is Bubbles. Ons is besig met Bubbles. As jy oor 'n bubble, ek is oor 'n bubble. Ja. Dis soos wat ek online is hoor. Luister, Zelmarie, ek wil nou nie, ek weet dit is 'n baie sensitive topic, but het jy al gehoor van jou dogter se? Dink jy gaan dit nog 'n shot gee om hulle te kontak? Worth a shot. Ek kan loer. Ek kan sien jy kan probeer sy. Jy dra al die vlak, vir my jongste enetjie, maar kan jy 'n voice note stuur? Ja, kan vir. Okay. Amma is mos iemand wat jy opgenie. Sy probeer wel baie graag die meisies hier by haar. En ek verstaan dit ook want dit is haar dogters. Hulle het nou net ook nie baie belang gestel nie. Give it another shot. Kom ons kyk. Okay. Kom ons kyk. Okay. Lilibel, dis mamma. Mamma weet jy en Sissie is half kwaad vir mamma en jy beïndruk met mamma nie. Maar ek sal baie graag wil hê dat jy en jou Sissie dalk weer dink om dalk saam met mamma te wees. So mamma se groot dag, maar mamma sal verstaan as jy Sissie nie wil nie. Ekskuus.
Hoe kan 'n mens se hart nie shatter nie? Maak nie saak wat gebeur het nie. Toe Zamri so begin huil omdat haar darling girls nie op die troue kon wees nie, het dit ook vir my too much geraak. Dalk was sy verkeerd, dalk nie, maar nog steeds bly jou love vir jou kinders mos maar altyd daar. Ja, anyway. Ja, hoe ver is die man as? Doe net die regte ding, asseblief, Nico. Dat die babbels uit reg is. Ons moet nog die DJ gaan ontmoet. Oh, yes, ja. Nee, dan moet ek naar die DJ toe gaan. Ek is oor musiek, om naar die DJ te gaan. Kom, guys. Kom. Let's go. Naar die DJ toe. Kom, guys. Rian lag vir ons keuse musiek. Hy het gesê ons keuse musiek is meer soos 80s, 90s wat ons al vir hom gestuur het. So dan kan net ons liedjies speel wat op my lysie is. Kan hy doen net wat hy wil met die res van die musiek. Julle toe ons 'n bietjie jonger was. Yes. Was die close dance liedjies wat ons meisies wil vashou. Ja. Gaan ons net dit doen of gaan ons 'n bietjie bystamp? Ons gaan bystamp en langer op so goed. Wat is bystand? Gatswaai. Okay, gaan ons gatswaai. Gaan dit lekker raak? Die gaan lekker raak, ja. En dankie. dan is daar 'n spesifieke liedjie vir my seun ook is My Wish. En dan as my pa met my sou dans, is daar 'n liedjie van soos Like My Father. Want soos ek voorheen genoem het is as jy kyk na hoe my pa my ma hanteer en hoe my hanteer, is dit 'n jonger weergawe van my pa. Ek wil net vir julle so sê, as ek hom nou deur die aand sien die gemoedere sak bietjie en die spoed van die dans neem bietjie af en die mense gaan sit. Ja. Dan gaan ek bietjie die bystamp weer begin doen. Ja. You know, ek sal maar trante toe ek instead of stampen. Mense, het was 'n lang dag, maar het klink of hierdie DJ alles in orde gaan het, man. Ja. So, cheers. 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 Dit was nog 'n dag nader aan die troue. Ek het besluit dit was tyd om iets te reël vir Zamri, want ek het uitgevind daar gaan geen blomme op die troue wees nie. En hoe kan 'n bruid nou so vaal wees op die dag? Maar dit was koud in Bloemfontein en die blomme was maar min. Ek het uiteindelik iemand gekry wat wou help, maar eers moes ek die bruid se ouers ontmoet. So Tannie, vertel vir my 'n bietjie oor Zamri toe sy jonk was. Ons het haar ingeskryf vir 'n baba kompetisie. Ek wil vir jou die foto wys, Salome. Daar is die foto. Okay. Sy was toe seker min of meer bietjie jonger dalk 18 maande. En dit was die eerste prys. Dit het sy gewen as eerste prys. Die goue lepeltjies en die suikerlepel en die koekvurkie. Ek het dit nou vir haar gebere. Ek sal dit vir haar gee vir haar troudag. As dit as 'n spesiale herinnering dat sy spesiaal was toe sy klein was. Ag, Here, sy was nie net 'n gewone kind. Yes. En wat kan oom onthou toe Zamri klein was? Miskien 'n funny of 'n stoutheid miskien of enige. Ja, sy was maar soos sy is die jongste. En ja, hy is maar baie emosioneel. Ja, die lewe is soms nie fair nie. Jy stap aan en soos jy die pad stap, bring dit ook seer. En partykeer wil jy net vasklou aan die mooi oomblikke van klein wees en dit wat precious was. Sy was mos getroud. Dis reg, ja. En hoe voel julle oor die tweede kans wat sy instap? Sy was baie ongelukkig in die eerste huwelik. Ons het en sy het altyd gehuil. Sy het altyd as jy gebel het sy gehuil. As jy gekuier het en jy het gery het sy gehuil. Na die egskeiding het ek vir haar gesê, as jy ooit weer hier met 'n man aankom, moet hy, al is hy van Engel en al het hy 2 silwervlerke. Dis 'n taboe. Daar is nie weer 'n man in jou lewe nie. En toe ons nou vir Nico ontmoet, toe vra ek vir hom, wat is jou van? Toe sê hy vir my, ek maar jou van is nie Engel nie. Draai om dat ek sien of jy vlerke het. Nee, hy het nie vlerke nie. Toe sê ek, Zamri, dis 'n no-go hierdie. Paar keer toe ek met Zamri praat, het sy baie keer genoem dat Nico vir haar baie herinner na oom. Aan haar pa. Ja. Ek sien my pa om. Ek sien hoe my pa my ma met respek hanteer. En dus ek sien Nico, hy is 'n jonger weergawe van my pa eintlik. Julle ontmoet 'n snaakse mens. Ek is seker uniek. Ek het nooit in my lewe nog saam met maats 'n paf gehad van 'n sigaret nie. Julle sien vanmôre 'n man wat nog nooit 'n druppel alkohol oor sy lippe gehad. En ook een wat in die huis sy deel gedoen het.
So sê vir my, sien julle uit na die troue? Ja, baie. Ons sien baie uit daarna om te gaan. En die weer moet man net saam speel. Koue weer in Bloemfontein. Ons sien nie uit daarna nie, want ons is oud Bloemfontein, so ons ken nie weer. Het was my baie lekker om met julle albei te praat, maar as ek nou weer vir julle sien, dan sien ek vir julle vir die troudag. Ek het gegroet met 'n knop in my keel, maar ek was op pad om die bruid se dag net 'n bietjie spesiaal te maak. Want môre is die tyd om af die aal te loop en daar was geen blomme nie. In my beplanning om my blomme te maak, het sy my gebel en my genooi om 'n koffie te gaan drink, so ons het gaan koffie drink. Hallo dame. Hi. Is jy besig? So ons doen hierdie workshops oral in Bloemfontein en ons doen elke keer by 'n ander space. Ons hou daarvan om die locals te support. So elke keer is dit by 'n ander plek en mense kry lekker koffie. So hierdie een gaan 'n wearable floral workshop wees. Okay. Wat dan presies 'n tattoo is wat ons maak met die blomme en dan kan hy op jou vel of op jou klere steek. Net hierna. As ek nou vol met hierdie koffie. Jy moet baie mooi loop. Welkom terug. Dit was nog 'n dag nader aan die troue en ek het begin worry. Jou trou is môre. Môre, yes. Jy moet nog 'n blomme bou. Yes. Okay, ek ken ook van daai. Dis nie lekker om Under pressure. Under pressure te met blomme bou nie. So, ek gee vir 'n paar tips hierso. Okay, so ons het van die gyps en ek het 2 rose hier vandag. Die vrou vra toe vir my wat se kleure met trou, ek sê pers en sy begin 'n ryker maak en sy sê so ek sê ek hou nogal daarvan. Oh wow. So dis baie in deesdae om 'n ryker te hê wat bietjie afrank en so. So ons hou daarvan om die pennygum te gebruik. Dit is perfect vir die bruid wat nie die budget het vir alles nie. Dan kan ons kyk of ons so 'n bietjie kleur kan add vir jou. Net 'n idee gee. That's a nice idea. Ja. Dit is altyd lekker om jou fillers laaste in te sit sodat jy regtig kan sien waar die gaps is. Gaps is okay. Sodat jy jou klere net bietjie beter kan blend. Dalk net by die blommeplek moet stop en van die moet gaan kry. Dink jy dat ek en jy kan dit doen vanmiddag? Kan probeer. Jy sal vir my moet wys. Sy omgee 'n paar foto's neem, dalk net 'n idee te kry, as ek dalk vergeet hoe die blommetjies lyk. Glad nie. Ek en Jeanette het so 'n paar dae lank gechat oor die blomme wat sy mee sou help. En dit was amazing dat sy so giving was. So jy sê jou troue is môre. Jy sê jy het nie die creative persoon nie. Ja. En jy moet nog blomme gaan koop. Normaal, ja. Wel, ek wil graag weet of jy daarvan sal hou as ons jou troublomme skenk. Jou tafelrykers, jou bruidstafel, ons sponsor alles. Jy sal dit met persens. Like babies. So ek was baie beïndruk en plat geslaan oor daai verrassing. Don't stress about that. Dit is hoekom ons hier is. Don't stress. Het jy gehoor hoe gaan haar stem high pitch nou? Yes. Weet nie wat ek kom klaar te maak. Baie dankie. Nog my te sien môre. Ek mag nie môre in die saal ingaan nie. Dis les stress nou op jou, né? Shanay gaan vir jou nou lekker uitsit met almal jou blomme. Baie dankie Shanay, is baie sweet. Baie dankie. Dis 'n groot plesier. Dankie. Met die blomme uitgesort het ek baie beter gevoel. En nou was dit tyd om die koek op te tel wat nog van die decorations op die icing moes kry terwyl ons daar was. Ek bak nou al seker vir omtrent 10 jaar koeke. Hierdie spesifieke koek wat ek gemaak het, is 'n semi-naked cake. So sê vir my, sny jy hierdie dingetjie af of hoe maak hoe? Gaan hom nou so vat, dan knip ek hom so omtrent. Okay. Maar nou sien ek my strootjies is bietjie dun hier, so hoor. Dis nie dik strootjies hierdie nie. Ek het gedog as dik strootjies. O, gits. As jy so langs die klas so afsny dat dit net so bietjie oop maak. Nika ons is op dieselfde page, so. Wow. Ek moet begin net myself trust. Kom ons kyk of dit kan werk. Haar gat hy. Wat hy? Dit was nou teamwork. Teamwork. Yes, girl. En dan sit ons hom nou so in die koek dat hy in die strootjie is dat die roos nie in die koek ingaan nie.
En onthou, Nico Junior, ons kan nie ryplaartjies eet nie. Tannie het gesê ons kan dit nie eet nie, nee. Want ek het dit amper geëet. Ek sou geëet het. Ja, maar nou net ook om maar blare by jou oor uit. Ek het ook verras om te ook parsrus te gaan kry en macaroons ook op te sit. En ek het nie gedink om macaroons op te sit. Ek sal die koek net so neergesit het en dit is mos 'n naked kyk. Ag, gaan nou net eers so pak voordat ons nou vas sit. Net vir een af. Okay? En dan het ek nou extra's wat ons nou het, so dan kan ons net so lekker hier op die bord pak. So. En dan gaan ons final touch hier opsit. Final touch. Mr. and Mrs. Okay. Kan jy nou bring die koek is eintlik beter as ek gedink het hy gaan uitkom want dit lyk beter as prentjies wat ek vir haar gestuur het. As jy hom nou hier uitdra. Nee, eie verantwoordelikheid. Hy is swaar. Asseblief en die bord is nie vasgeplak op die plank nie. Okay, ek kan vol met hierdie koek. Heiland. Maar nou is ook ver as Jy moet baie mooi loop. Mooi. Jy. Terwyl Zelmarie met die koek al geloop het, ek het al redelik benoud geword. Want hy koek my net nie vol nie. Ons voel dit vol. My seun. Die wedding was buite en dit was koud. Ons het met die familie braai die aand voor die tyd almal maar net die topic van die koue ignore. Die aand van die braai het almal nog steeds gewonder of Zelmarie se dogters die troue sou bywoon. My ma het al die pad van Johnson afgery. My seun is ook hierso. Ons het net 'n familiebraai gereël met sy ma en my ma en dan net een of twee van ons naaste vriende wat bietjie net kom gesels het om bietjie ys te breek voor môre. So dis Gerrit. Hoe het jou man weer genoem Gerrit? Dit is makliker. Man, is 'n ou familienaam. So my oupa grootjie was alkoholist en toe hy nou my oupa moes gaan registreer het as Gerrit Daniel. Toe is dit ook vir hom te moeilik. So die res van ons familie is Gerrit Daniel, maar hy is Gert. Net Gert. Die ouers is pragtige mense. En dan is die prokureur ook daar wat die MC is en ook 'n comedian / so hy's prokureur MC/comedian. En hy jokes so, en hy het jokes. So wyle terug was daar 'n standbeeld, maar 'n pragtige standbeeld wat liefde uitbeeld van hierdie twee wat mekaar omhels en naby hou. En die jare gaan verby en hulle verweer ons maar so bietjie en die natuur gaan sy gang met hulle. En die eendag toe kom haar vee na hulle toe en sê, weet jy wat? Vandag maak ek julle nou mens. So terwyl julle nou mense is en julle het nou die eeue se liefde ervaar, wil ek hê julle moet gou daar in die bos ingaan en niemand gaan judge nie. Julle doen wat julle wil doen en dan kom julle terug na my toe. Hulle gaan daar in die bos en maar is geskarrel en die bome ruk en jy kan sien dat hulle is woes, maar die 10 minute is nog nie verby nie. Hulle kom terug, maar hulle hyg. En die man kyk die vrou so diep in die oë en sê, weet jy wat vrou? Ons werk nog altyd saam. Jy's nog altyd by my. Maar kom ons ry die rolle. Die keer vang jy die duwe en ek skei op hulle. Ek het nie nog gevier van die broeke. Gerrit. Ek heb jou Gerrit nie, seriously. Honestly, ek kan nie met die naam nie. Julle moet maar lekker braai en 'n lekker aandjie eet. So ek sien julle by die troue môre, né? Reg so. Dit was die oggend van die troue en gelukkig was daar nie 'n wolkie in die lug nie. Dit was koud, maar almal het geglo dat dinge sou werk. Die DJ het opgedaag, die stoele is uitgesit en Shanait met 'n pragtige hooftafelryker begin. Hi Rian, ek sien nie, hy is sommer lekker opgeset. Daar sê ja, ons is reg. Ek sien so en ek sien jy het 'n hele span hier so, né? Ja, nee, is my span wat saam met my werk. My skoonseun hulle, my vrou hulle almal. Okay, en skoonseun, as dit is skoonseun wat jy. Dis my skoonseun David daai. David kom hier so. David was my appie geweest. En ek het vir hom gesê, hy moet my dogter afvry by iemand anderste en ek sal hom R5000 gee. Maar ek het nooit gesê hy moet met haar trou nie. Het jy die R5000 gekry? Nee, ek het dit nie gekry. Maar jy het die vrou gekry. Ek het dit Nee, maar dit is lekker. Dit lyk vir my het gaat 'n lekker wedding is die. Hulle is maar lekker opgeset. Ek is happy. We just move on to the next one. Dankie. Okay, maar gaan julle maar aan daar. Shanait! Jy is besig. Het lyk pragtig. Wat is jy besig met nie? Ek is hierso besig met die handreiker vir ons bruid. Okay. So
sy het 'n baie spesiale request gehad. Sy wil graag hê dat haar handreiker in 2 moet kan split, ma van die bruid en vir die ma van die bruidegom elkeen hulle eie reiker gee na die tyd. Ja, so ons gaan dit lekker vasmaak, dan gaan ons 'n mooi lint sit en dan het die bruid ook spesiale krale wat sy gemaak het wat sy graag wil vashou. Die klere, hierdie klere hierso, kyk hier, pop sommer so mooi uit. Ja, ons het dit lekker daarin gebring en hierso het ons gegaan met ons sagter lilacs en ons lekker wit. Die bruid het gesê sy love lilac. So ons het oral dit ingebring en die jip wil voorsig vir die baby's birth. Lovely, so ons het die lekker rose hierso en die anthems. Ja, ek dink dit kom lekker. Van my en die span en ons wil net vir jou sê baie dankie dat jy dit doen vir die couple. It is beautiful. Baie dankie. Dankie hoor. Thank you. Wie is die mannetjie hierso wat staan met nie? Wat is daar nog wat nog moet gedoen word? Hier is nog 'n klompie goedjies. Al die servetjies moet nog gevou word. Hier moet nog 'n paar goed op die tafels bygesit word. Die voedsel, die kos het klaar gemaak word. Ek sien uit daarna vir die menu, maar sê gou my bietjie wat is op die menu? Weet jy, ons het skaapbout, ons het hoenderpastei, 'n pampoen met soos wat my vrou sê streusel. Ek kan dit nie lekker uitspreek nie, maar dit is baie lekker. En dan is daar so lekker groente en 'n curry noedelslaai en 'n peppermint crisp. Love it. Nee, ek sien uit daarna om lekker te eet met die kappel en die mense. Baie dankie, nee. As hy sê vir julle dankie. Okay. Buite is die redkaper uitgerol en alles het op begin shape kry vir die troue, maar daar was slegte nuus, baie slegte nuus. Almal het begin klaarmaak en ek het my laaste draai gemaak by die onthaalsaal en die buitetroue. Dit het gelukkig also gebeur, maar sou almal by die troue pitch. Ons het saam aangetrek, klaar gemaak en ons nou saam as 'n gesin aan doen. Ek het vir ons al 3 persdasse en vir die kleurskema in te pas. En dan het ek Nico dieselfde, ek het vir Nico ons almal lyk maar dieselfde aan 'n ma. Ons kon ongelukkig nie selfde das skryf vir mans, so hy en Quentin het dieselfde dasse, maar die mans het 'n afskekering van 'n pers. Dis Quentin, my best man. My oudste seun is hier, hy is 18 en hy gaan my afgee ook. Ek gaan die dag vir oom lekker maak. Seker maak my ma gee nie oom te veel grys hare vanaand nie. Nee, is reg, ons sal dan. Ja, so alles loop mooi. Die koek het opgedaag, die mans was besig om klaar te maak en die ringe is gegee vir safekeeping, maar aan die bruid se kant was dinge maar difficult. Ek kom loer in hoe ver is die bruid en die bruidsmeid, so kom saam met my. Hallo. Ek kom kyk net hoe ver is ons bruid. Om klaar. Ek hoor sê die make-up moet eers gedoen word en dan die hare. Yes. Okay. En wat is daar nog om te doen? Net die hare, nou soos klaar. En die aantrek. Die aantrek, ja. En die aantrek. Hoe kan jy nou vergiet om jou trourok aan te wil trek, Zalmarie? Oh, nee, ek het gesê trou in 'n swart sak is happy met my. En ek sien nie agter my is 'n dametjie, wie is sy? Sy is Loniel, sy is my beste vriendin en my hoofstrooimeisie ook en haar job nou sy klaar maak is om vir Nico weg te hou want hy kom ook vir die foto's hier so. Oh, is daai sy job. So van Nico weghou nee. Hy gaan nie sing nie. Ja. Exactly. Yes, ja. Okay. Zalmarie, make-up is baie mooi nou. Wat van die lashes? Wanneer kom die lashes aan? Nee, dis nie lash kon nie. Dis op de. As kom ek kan wens jy net om ons het 'n ene aan en dan kyk ons so lyk. Op is sy op, ek kan nie af nie. Nee. 'n bietjie mascara miskien. Daar is genoeg op. Dis nou klaar. Ek is nou hierdie is al klaar net genoeg vir my. Okay, laat ek maar gaan. Okay, dit lyk of alles nou lekker afloop. Ek hoop net hy make-up artist en 'n bridesmaid gaan vir convince om my lashes aan te sit, maar ek is nou op pad om vir my klaar te maak vir die troue. Vandag is bankdag vir my is afsluit van 'n ou hoofstuk en 'n opsluit van 'n nuwe hoofstuk. Dit was duidelik en finaal dat Zalmarie se dogters nie haar troue sou bywoon nie. En dit was volgens haar reg so, want dit was hulle choice. Maar dit was nie easy nie. Haar ma was daar om haar te ondersteun en moed te praat terwyl sy besig was met die finishing touches. Hierdie was die eerste prys wat jy gewen het. En ek het dit al die tyd gebeere vir jou. Dis 'n hele nuwe lewe wat vir jou begin. Hoor jy? Och, my make-up. Ja, maar ja, asseblief. Jy sal met vrede maak met baie goed in hierdie lewe. Onder meer die kinders. Maar ek glo jy gaan sterker aan die ander kant uitkom. Dit my baie emosioneel laat voel en dit het my laat huil en my ma ook. So, ek wou gaan my pa wees, maar toe is dit my ma wat my laat huil op die einde van die dag.
Die groot oomblik het aangebreek en dit was beautiful, want dit was hulle moment en dit was special. Al die mense wat eintlik van saak maak, is daar en deel die dag saam met ons twee, maar die belangrikste mense is Nico. En dit is net pragtig gelyk, die gaste, dit is net lekker om almal te sien en dit is omdat dit almal daar is. Nico se seentjie lyk so oulik en die twee blommemeisies net so pragtig met hulle mooi persrokkies aan. Ons staan in die kapel en die deur oopgaan, sy het pragtig gelyk. Ek stap so op nie al met my seun en ek sê vir hom, ek moet net kop hou, ek moet nie huil nie, dit is net een keer gehuil en klaar gehuil. Ek dink mense is verneig om te dink as hulle by foto kom, dat is hy kans vir liefde en om te trou nie. But in die case is it different and it's beautiful. Baie welkom, ek is bly jy het by ons aangesluit. Ons kon nie sonder jou begin nie. Hallo Zelmarie. Is julle gemaklik? Ja. Julle sal vir my sê as julle wil omval. Dis reg. Roer julle tone soos in die weermag daar. Is dit reg? Alright. Sommer vroeg al in Genesis 2 vers 18 hoor ons dat die Here na Adam gekyk het en gesê het, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. So het hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Leef uit dit wat Christus aan julle geskenk het en bou met liefde en vertroue voort op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Dit gebeur mos as 'n mens nou lank getroud is dat jy mekaar so gewoond raak. Jy vergeet die goeders wat vir jou lekker was, wat jy gedoen het toe jy nog net begin uitgaan het, nê. Moenie daai goeders vergeet nie. Onthou dit, maar bou ook voort daarop. Vind nuwe dinge, nuwe maniere om vir mekaar die lewe lekker te maak en die lewe saam met mekaar te geniet. Nico en Zelmarie, aanvaar julle dit wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer? Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig? En begeer julle om met die seën van die Here in die eg verbind te word? Julle hardop antwoord asseblief. Ja. Julle kan vir mekaar die regterhande gee? Dis nou? Linkerhand. Voor God en sy getuies? Voor God en sy getuies. Beloof ek liefde en trou? Beloof ek liefde en trou? Vir altyd en in alle omstandighede? Vir altyd en alle omstandighede. Aan my bruidegom Nico. Aan my bruidegom Nico. Aan my bruid Zelmarie. Aan my bruid Zelmarie. Dit is nou my voorreg om na maande se beplanning en droom en spanning en alles uiteindelik nou te sê julle is man en vrou. As simbool van julle liefde en die eenheid van julle verhouding kan julle nou vir mekaar die ringe oorhandig. Dankie Nico. Julle kan nou vir mekaar ook 'n soentjie gee. Ek sien uit na 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe met Nico, wat eintlik mense kan wys wat ware liefde eintlik is. So ek kan eintlik wag om te sien wat vorentoe wag. Na die troue was dit 'n kort entjie na die onthaal toe. En dit was tyd om te luister na al die heartwarming speeches. Die atmosfeer is baie lekker en dit is gemaklik en dit is 'n lekker partytjie. Elke keer wat ek terugkom en ek kom staan by hier voor, het Nico 'n bietjie minder klere aan. En hier teen die einde van die aand, toe alles nou verby is, toe is Nico absoluut poedelnaak. So die party en Gerrit is uit sy elemente uit soos ek verwag het hy gaan wees. Want die bek is baie glad in die hof en buite die hof, soos jy kan sien. Kyk, natuurlik is daar definitief ooreenkomste tussen om 'n prokureur te wees en om seremoniemeester hierso te wees. Daar's natuurlik net 'n klein verskil en as ek maak baie meer geld deur die week, want dan betaal mense my om te praat. Hierdie doen mense maar net vir die lekkerte. Ek al buite staan voor die kapel saam met my ma en ek sien sy stres. Eerste ding wat in my kop gekom het is, dis seker die aand wat my ma die meeste gestres het. Die twee ander aande was, toe sy my ouma nou moes verduidelik hoe ek in die lewe ingekom het. En die ander aand was, toe sy vir oom Nico my ouma nou moes voorstel. Wat vir my nogal 'n groot verrassing was my pa wat opgestaan het en gevra hy wil praat. Ek het nie vir hom verwag om te praat en ek weet my pa se hart sit op sy mou. Die Here het vir ons 4 dogters gegee. En hy kom op 'n spesiale manier. En hy gee vir ons 'n wonderlike seun. Hy vanaand sit hy ver. Hy sit daar in New Zealand. Dit het vir my gevoel, ek het aan die ander kant van my pa gesien, vanaand. Die biologische 4 dochters, die verstaan wat ek wil sê. Hy is my seun. Hy is my hele hart. En toe kom die Here. En hy gee weer vir my nog 'n nommer 1 seun.
Nico, baie dankie. Ek het nie gedink my pa kan sy hart oopmaak vir nog 'n kind nie. En ek is baie bly hy sien vir Nico as nog 'n seun. En dit beteken vir my pa het my dag eintlik gemaak. Die pa en dogter dans is vir my baie pragtig en baie emotional. Jy kan sommer sien hoe lief hy is vir sy dogter. So, dit was vir my regtig baie pragtig. Ek gaan na geluk. Ja, sy was gaan na geluk. Sy's baie mooi en baie rustig. Omdat sy uitgesien het na die dag, is dit vir haar baie lekker. Die Jerian is ook erg fenomenaal. Sy het mooi geluister na wat ons wil hê en hy gooi sy eie bietjie boom boom by soos hy gesê het hy gaan. Dit was baie lekker geweest. Ek het dit net geniet en dis iets om te onthou vir altyd vir ons saam. My troudag was eintlik beter as ek gedink het dit gaan wees. Ek sê vir Nico, jy kan sien meerder van my mense uiteindelik opgedaag, maar die mense, ek sê van mense wat die is die mense wat saak maak. En dit is nie hoe groot jy troue is, dit is die mense wat jy betroue het en ek dink ons gaan nog lekker party. Hallo, ek wil ook teken. Okay. Maar by the way, ek wil nog nie brag nie, maar ek het nogal hierdie boksie gepaint, waar. Die aand is nog nie verby nie. Ons almal gaan nog saam lekker kuier tot die laaste voor ons almal huis toe gaan en almal net eers die laaste bietjie geniet daar. Dit is iemand wat nou weer bygekom het. Ons is klein familietjie en dit is nou weer nog een by daarom. Zamri sê my wat het vandag vir jou die meeste uitgestaan? My pa, wat my pa gedoen het hy nog nooit, dit vat baie van hom af en so ek dink Nico het al sy impak op hom gemaak. Ek dink my pa gedoen, dit was ook 'n groot verrassing en my pa het eintlik nie op my eerste troue gedans met my nie, so dit was ook 'n baie groot prestasie, yes, ja. Okay. En Nico, wat het vir jou uitgestaan? Die dames saam met die paas. Yes, dat was cute. Ek het gehuil by daai stukkie hoor. Maar luister so kurwa, julle moes opkom ontmoet het die app nie. Hulle het 'n voucher gestuur van R1500 vir julle om te gaan uit eet by enige restaurant wat julle wil. So, julle moet dit geniet en ek wil nog verder met julle party, so wat se musiek is daai wat daar speel? Bystam is wat ek gaan doen nou met die couple. So, bye julle. Kom ons gaan bystam.